Besef jy, alle mense is vir alle praktiese doeleindes, maar eintlik ewe ver van die sterre af. Nou kom sê ek dit. Kyk, ons erken mos baie maklik dat alle mense sondaars is. Dis so amper asof ons dit met 'n glimlag op die gesig wil sê. Maar, kom ons maak dit nou persoonlik. Hoe ernstig is my eie situasie nou regtig? Jy weet, so maklik vergelyk ek my met ander sondaars, en dan voel ek dat my sonde daarom nou nie so erg is, soos party ander mense se nie. Ek kan selfs voel, ja kyk, ander mense het bekering en baie genade nodig. Maar ek is mos nou maar net 'n goeie, gemiddelde sondaar gelowige, om dit so te stel. Geliefde, die ongemaklike waarheid is, dat alle mense van nature ewe ver van God is. Romeine 3 vers 23, almal het trouens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle. Ek lees dit sommer vir ons in die 83, almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Nou as ons mooi luister, is dit eintlik 'n vreeslike, skokkende waarheid. Maar juis die besef hiervan, wil ek jou verseker, is eintlik ook die begin van verlossing. Onlangs het ek 'n baie treffende beeld in hierdie verband teëgekom. Alle mense is eintlik maar ewe ver van die sterre af. Want ja, niemand van ons kan aan die sterre raak nie. Dink nou maar 'n bietjie prakties, mense in die diepste myntonnels, diep onder die aarde, en mense op die kruin van die hoogste berg Everest, kan ewe min die sterre bereik. As ons nou by wyse van spreuke sou sê, dat besonder bose sondaars, soos moordenaars, verkragters, egbrekers, dronklappe en misdadigers, in die myntonnels ronddwaal. En, soos ons dink, goeie mense, soos gereelde kerkgangers, diereliefhebbers en Bybelkenners, hulle self op die kruin van die hoogste berg bevind. Wel, dan bly dit 'n feit. In praktyk is almal ewe ver weg van die onbereikbare sterre. Die punt is maar net dit, alle mense is werklik sondaars. En alle mense is onbevoeg om God te eer en die heerlikheid van God werklik te ken. Daarom, alle mense het waarlik Jesus se verlossing nodig. Of jy nou godsdienstig is, soos Paulus en Nikodemus was, mense op die kruin, om dit so te stel, en of jy nou skelm, soos Saggeus was, en of jy nou al 'n string mislukte huwelike en losbandige verhoudings, soos die Samaritaanse vrou agter die rug het. Kom ons sê dan nou, mense in die myntonnels. Almal het die genade van Jesus werklik nodig. Ja, die teks wat ons gelees het is baie duidelik, almal het gesondig. Nou ek weet, dit klink vir die hedendaagse mens nie juist baie ernstig nie. Sonde het ons maar eintlik 'n grap geword, daar word letterlik grappe oor vertel. Maar geliefde, vir God is sonde 'n baie ernstige saak. Vra maar byvoorbeeld
vir die mense in die tyd van Noag. Om skuldig te wees aan sonde is om 'n doodsvonnis oor jou kop te hê. Die woord leer vir ons, die loon van die sonde is die dood. Nou sonde is nie net 'n paar uiterlike foute nie. Sonde is 'n toestand van vyandskap teen God, van rebellie teen God. Anders gesê, dis om God nie lief te hê en hom as die enigste skepper te eer nie. Almal het gesondig. Ek wil tog vir jou vra, het dit al tot jou deurgedring? Dis natuurlik 'n verdoemende uitspraak. In hierdie konteks bedoel Paulus spesifiek heidene sowel as Jode is sondaars. Met ander woorde, afgodsdienaars. Ja, hulle is sondaars. Maar ook die bevoorregte mense wat God se wet geken het en as ware groot geword het met die kennis van God, aan wie God se beloftes toegesê is. Ja, hulle ook. Almal. Ja, ook ek. Ons word as sondaars gebore. En ons doen sonde omdat ons reeds sondaars is. Dit is so belangrik dat ons nie maar net sal dink sondaars, ja, in die algemeen, ons is tog nog maar almal sondaars nie. Dis ook om dit baie konkreet te besef. Ek is 'n oortreder van God se wette. Ja, ek is 'n dief. Ek is 'n losbandige. Ek het God nie lief met my hele hart nie. En ek steur my in elk geval nie baie aan Jesus se kruisdood nie. Weet jy, dis gewoonlik eers wanneer hierdie besef jou so oorweldig dat dit amper onhoudbaar word, dat die evangelie van Jesus, sy sterwe, sy kruisdood en sy opstanding, en die werklikheid van sy vergifnis, vir mens eers begin soet klink. Ja, dis eers wanneer my sonde nood my soos 'n stuk duisternis omvou en amper wil versmoor, dat die genade boodskap se lig baie helder skyn. Ja, ons teks sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Eer nie vir God nie, soos die 2020 vertaling dit sê. Nou, dis baie erg. Want, jy weet, om God te eer, om die heerlikheid van God te bewonder, dit is die doel van ons bestaan. Dis die sin van mens wees. Nou op aarde, maar ook eendag tot in alle ewigheid. En Moses het al die belangrikheid hiervan besef, as hy sê, toon asseblief u heerlikheid aan my. En dis waar die probleem van sonde inkom, want sonde veroorsaak dat ons nie God se heerlikheid kan raak sien en hom kan eer soos ons moet nie. Inteendeel, ons voel skuldig en ons wil vir hom wegkruip, soos Adam en Eva daar in die tuin van Eden. Anders gestel, sonde veroorsaak 'n skeidingsmuur tussen ons en God, soos ons daar in Jesaja 59 dit lees, wat die Here sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te verlos nie, sy oor is nie hardhorend, sodat hy nie kan hoor nie, maar julle sonde skuld, dit het skeiding gebring tussen julle en julle God. Julle sondes het hom sy gesig vir julle laat verberg, sodat hy nie luister nie. Sonde is soos 'n skeidingsmuur, en van nature is alle mense vasgevang agter hierdie muur. Dis erg, dis 'n vreeslike waarheid.
Maar gelukkig is dit nie die einde van wat Paulus hier skryf nie. Ons vind ook 'n parallelle waarheid, 'n heerlike teenoorgestelde waarheid in vers 24. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Ek lees ook weer die 1983 vertaling, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. En tog, maar, hulle word vrygespreek, regverdig verklaar. Nou, 'n vrygespreekte of 'n regverdige is iemand wie se saak reg is met God. Ons kry 'n vorm van dieselfde Griekse werkwoord in die bekende gelykenis in Lukas 18. Jy ken dit, van die fariseer en die tollenaar wat gaan bid het. Die fariseer het gelyk en geklink soos iemand wat naby aan God was. Kom ons sê nou maar weer, hy is die man op die kruin van Everest. En die tollenaar was die groot sondaar, wat by wyse van spreuke diep onder in die myn was. En ons weet, die fariseer het 'n mooi, maar ongelukkig ook 'n hoogmoedige, hooghartige gebed gebid, terwyl die tollenaar maar net kon uitroep, O God, wees my die sondaar genadig. Maar dan kry ons die heerlike uitspraak van Jesus in Lukas 18 vers 14. Ek sê vir julle, hierdie man, dis nou die tollenaar, eerder as die ander een, het na sy huis gegaan as iemand wie se saak met God reggestel is. Die frase hier, net weer, iemand wie se saak met God reggestel is 'n vertaling van 'n vorm van dieselfde Griekse woord wat hier in Romeine as vrygespreek vertaal word. Ja, dis die wonderlike waarheid. Hierdie berouvolle tollenaar gaan huis toe as 'n regverdige. God het hom vrygespreek. God beskou en sien hom nou aan as 'n regverdige. Dis wat so wonderlik is. Die skuldige is nou 'n vrygespreekte, 'n regverdige. Die man onder in die myn. Die daad van God se vryspraak is heeltemal onverdiend. Romeine 3 vers 24 praat van goedgunstig op grond van sy genade. Dit beklemtoon maar net dat hierdie redding wat van God kom absoluut 'n geskenk is, 'n persent, verniet. Dit word deur geen morele prestasie of innerlike goedheid verdien nie. Weereens, by wyse van spreuke, hierdie verlossing is eweveel 'n stuk genade of ek nou op die kruin van die berg of in die diepte van die myn is. Alle sondaars het eweveel genade nodig. Maar dis juis 'n positiewe feit ook. Die genade van God in Jesus is genoeg vir alle soorte sondaars. Dit moet ons natuurlik baie nederig maak. Maar dis ook rede vir dankbaarheid en vir hoop. Ja, vir die sondaar, die ergste sondaar, in die diepste myn van sonde, daaronder is daar hoop, is daar vergifnis
deur die bloed van ons Here Jesus Christus. En dit bring ons by die basis van hierdie vryspraak. Luister net weer, wat sê Paulus? En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek, deur die bevryding in Christus Jesus. Hierdie bevryding verwys na die losprys wat hy vir ons aan die kruis betaal het. Dis interessant, Jesus self verwys hierna in Markus 10 vers 45 as hy sê, want ook die seun van die mens, dit is nou hy, Jesus, het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Die woord vir loskoping of bevryding of hierdie verlossing wat Jesus hier bewerk is apollotroseos en die woord vir losprys is lutron. Jy kan die verband daar raak sien. Geliefde, Jesus het die groot duur losprys betaal met die kosbaarste middel in die heelal, sy eie bloed. En ons wat op hom vertrou, en nie meer op ons eie goedheid en afkoms of godsdienstigheid nie meer daarop staat maak nie, kry die vryspraak, die regverdiging, verniet. Ja, presies, hoe ontvang ek hierdie vryspraak wat aan my geskenk word? Hoe word dit my eie? Ek ontvang dit deur die geloof in Jesus, soos 'n klein kindjie. Eintlik moet ek net sê, terwyl ek in dankbaarheid na hom kyk, daar waar hy aan die kruis vir my die prys betaal het, moet ek maar net sê, dankie Here Jesus, vir wat u klaar vir my gedoen het. En daarom met my hele lewe wil ek u nou dank vir die oneindige groot genade. Ek sal met die krag wat u my gee, vir u volg. Jy sien, of mense, of jyself, jou nou beskou as iemand doordiep onder in die myntonnel van morsige, ellendige sonde, en of jy nou beskou word as iemand wat daarom goed is, of baie goed is, op die kruin van die berg, daar is vir my en vir jou net een hoop. Ons moet kinderlik, nederig die genade geskenk van Jesus aanvaar. Of ons nou in die myn is of ons op die kruin is, ons is geestelik heeltemal bankrot. Ons kan nie die sterre van God se heerlikheid bereik nie. Ons kan God nie uit onsself eer nie. Ons hoop is om die genade, die vryspraak van Jesus te aanvaar. Hy gee dit vir ons verniet. Het jy al hierdie geskenk aanvaar? Ek hoop so. Ek bid daarvoor. Amen.